Die woord sê dit duidelik, nie in die hemel, nie op die aarde, nie onder die aarde was daar iemand gevind, wat waardig was om die boek oop te maak, en sy seels nie. Maar toe kom die lam van God, enigste een wat waardig was, wat die woord sê, dit geen roof, geag het om homself gelyk te stel aan God die Vader nie. En hy kom wees vir ons, die volmaakte, perfekte voorbeeld, sodat ons in sy voetspore kan volg. Word nou verheerlik, Vader. Ons as gemeente, ons as die volk, sê vanmôre vir U dankie. Dankie, grote God, vir wie U is. Dankie, grote Koning, dat U is. Word nou verheerlik, Vader. Ons aanbid U in Jesus naam. En die volk van die Here sê, Amen. U kan die sitplek neem. Amen. Prys sy soete naam. Amen. Pastoor Johan, jy nog daai boekie van by jou? Amen. Praise the Lord. Vanmôre is dit vir my 'n voorreg en ek wil dit graag net vir jouself ook noem. Ek het in die week 'n videoetjie gemaak. Hierdie was uit opdrag van die Here het ek hierdie boekie gemaak. Ek wil dit graag genoem, selfs nou dat ons live is, vir ons het live kyk, wat belangstel, want ons het verskriklik baie belangstelling gekry. Ek het eers 100 gou ontvang, maar ons kry nog so 900 of 1000 môre of oormôre. Mense, hierdie was 'n opdrag wat die Here my gegee het om te skryf oor die apostel Paulus, die apostel van die heidene en vandag se kerk. As u nog 'n twyfel in u het oor hoe die kerk moet funksioneer en wat van ons verwag word, is dit dalk tyd om baie hastig so 'n boekie te kry. Ek dink as die kerk vroeër jare hierdie boekie gehad het, was hulle nie so de mekaar soos vandag nie. Dit wat Jesus gesê het, dit wat Paulus gesê het, dit wat ooreenstem en dit wat ek vandag predik, is presies dieselfde, is omdat die kerk in 'n verwarring is, want hulle het begin by die boek, hulle het begin by die Bybel, maar hulle het ongelukkig nie gekom by die belofte van die Bybel en die laaste deel wat die belangrikste deel is nie. En die hartseer daarvan is ongelukkig voel ek wens baie keer dat die Bybel anders vir jou ons uitgedeel, op 'n ander manier, want die logika as jy begin voor en jy lees, en as hulle eers hier by Genesis, Exodus, Levitikus en Numbers kom, dan is jou spoed gebreek vir 'n paar jaar om nie verder te lees nie. En dan gaan jy aan en jy hoor en jy sien hoor jy die klein profete en die groot profete en jy sien al hierdie mooi goed, die rigters en almal en jy besef maar hulle praat van iets wat gaan gebeur. Hulle praat oor iemand wat gaan kom. Halleluja, daar's 'n Messias wat gaan kom. Maar weet jy wat se hartseer? Dan kom hy, dan besef hulle nie dis hy nie. En dan duiwel hulle terug na Joodse fabels en gebruike onder die wet, terwyl ons vandag met die belofte sit Jesus Christus. Hulle vat die geskenkie, hulle draai hom weer toe en sit hom onder die boom en dan sal hulle besig om homself te voel. Amen, eina. Okay, so dis waaroor die boek baie gaan, maar dit gaan oor Paulus se lewe, wie hy is voordat hy terwyl hy Christus vervolg het en verder. So ek wil die aanmoedig, kry vir jy so een so gou moontlik. Ons het 'n ronde bedragie gemaak, R100 'n boekie. Mense, die inligting hier het ek het ure se studies gedoen vir die. Hierdie is nie sommer net 'n kom ons doen dit nie. Ek het my eerste doktorale teses oor Paulus gedoen, of gedoen oor die dispensasieleer wat 'n groot gedeelte oor Paulus gaan en die kerk van vandag. En later het ek die tweede het gedoen oor profesie, wat nou nie so baie van Paulus se goed in het nie, maar ek kan hom baie aanhaal, want weet jy hoeveel van Paulus se woorde was profeties? As jy vandag gaan kyk in die kerk, gaan jy dit besef. So asseblief, ek noem dit net, hierdie gaan nie vir my oor enige ander saak behalwe op opdrag van God nie. So as jy wil, bekom so 'n ou boekie, en as jy hom regtig nie kan bekostig nie, praat met my, dan skenk ek vir jou 'n boekie. Want God het vir my gesê ek moet dit doen. So as daar iemand is wat my wil help om die evangelie te verkondig, en jy sê, ag, ek soek nie 'n boekie nie, ek lees nie goed nie, ek luister wel goed, maar ek lees nie goed nie. Is jy welkom om een te koop, dan saai ek dit vir iemand anders. Amen, want daar is maar 'n bietjie kostes aan. Amen? Ja, kan jy glo, selfs die jong mense gaan dit lees. Nee, amen. Ag, hulle lyk so opgewonde. Amen. Yes, julle is nou amper 'n voorbeeld vir my van dit waaroor ek wil praat vanoggend. Oor vertaalde film.
Het jy gesien wat die tema oorvertaalde film is? 'n lekker kerk hierdie. Hier praat ons oor movies. Ek wil met julle deel iets wat die Here met my gedeel het. Nou die ouer garde sal dit meer verstaan. Die nuwe sal dit verstaan omdat daar 'n bietjie 'n lek is op hulle TikTok en al die snaakse goed wat hulle aanvang. Maar hulle sal dit hulle benoem dit so 'n bietjie anders as ons. Wie van julle onthou hierdie ou films as hy uit Chinees uit, dan sit nou die Chinese film en dan die lippe gaan my woorde is net so paartjies. Wie onthou dit? Steek bietjie op man. Ja, maak of jy nie fliek gekyk het nie. Jy was dik in die movies. Weet van die mans het hom heelpad deur gevry, maar ons het tog gekyk ook. Ja, ons is net mens man, wees genuine. God hou van 'n genuine mens. Hierdie suurknolle is nou nie almal sy kinders nie, maar kom ons gaan aan. So in elk geval, wat ek oor wil sê, en die Here begin met my praat oor oorvertaalde film. Nou, is hoekom ek net vir u moes verduidelik, wat is 'n oorvertaalde film? Is wanneer die lippe beweeg, en dit wat uitkom, dit match nie so lekker op nie. Dit sink nie lekker nie vir die jonges. Nee, dit sink nie, dis soos julle dit sal noem. Kom ons gaan aan. Ek wil vir julle 'n teksgedeelte lees, Romeine 12 vers 2, wat Paulus skryf. Hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welbehaaglike en volmaakte wil van God is. Amen. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Amen. Die kerk moet anders as die wêreld wees, stem jy saam, ja of nee? Die kerk moet anders praat as die wêreld, stem jy saam of nee? Die kerk moet anders lyk as die wêreld, stem jy saam of nee? Die kerk moet anders ruik as die wêreld, stem jy saam of nie? Nou raak dit al hoe stiller. Ag, jette. Kom ek sê vir jou of jy saamstem of nie, die Bybel sê so. Amen. En dis die hoogste gesag. Ek wil vandag gou vinnig met u deel oor hierdie oorvertaalde film. Dis wanneer ons lewe wat ons leef nie ooreenstem met die oorspronklike skrip nie. Nou ons skrip wat ons gebruik, ek moet nou my tablet gebruik, is die Bybel, die woord van God. Ek kyk op hierdie ding niks anders en hierdie is my Bybel, hoor, ek noem dit net. Hierdie is nie vir my 'n game speel, toerusting en Facebook en WhatsApp en wat is al hierdie snaakse goed. Myne is 'n Bybel. So as ek met vrymoedigheid kom op as party ons om oplig en kom maar dalk net 'n notification deur van TikTok. So ek wil vir julle sê, die Bybel is ons oorspronklike skrip. Dit is die film wat geskryf is vir ons, wat ons moet vertolk. Amen. Amen. Ag julle is so opgewonde vanmôre, man. So sê julle was almal by die Buffalo Rally en moeg geref heel aand. Wens baie keer ek kan vir van daai ouens daai exhaust bietjie. Ja, kom ons gaan aan. Nou in elk geval as ons kyk na die gedeelte, sien ons wat Paulus skryf. Hy sê ons moet nie in die wêreld gelykvormig wees nie. Dit beteken ons moet teruggaan na die skrip van God toe, sodat ons film wat ons uitbeeld kan wees wat God wil hê ons moet uitbeeld. Sê amen. Nou as ons kyk hierna, wil ek vir julle vra, hoeveel van julle het al daai film gekyk en hierdie persoon sê good day, maar dit good day. Hy lippe gaan asof hy 'n hele sin gesê het, maar eintlik kom maar net good day uit. En weet jy wat gebeur met dit? Jy verloor gevoel van die film. Daar's nie 'n koneksie nie. Dit lyk weird. Dis onsensitief. Dit raak my nie, inteendeel dit irriteer my. In so 'n mate dat ek op die einde van die dag eerder sê, is daar nie vir ons 'n ander filmpie nie. Want as hy lippe so gaan en hier kom net so 'n paar piepie boortjies uit, dan voel ek ook ek kry een of ander aanval. Dit voel nie lekker nie. Ek dink is vir baie van ons mans soos wanneer ons afsny en die vrou is besig om met jou iets uit te sorteer. Jy sien dit gaan en dan hoor ons selektief net wat ons wil hoor. Yes, en sy's besig, hy mond gaan net so. En dan op die einde van die dag is dit die begin van môre se fight, want jy het nie mooi geluister nie. OK, so op die einde van die dag kom ons met hierdie ding en dit wat die karakter sê en wat die skrip is, kom nie ooreen nie.
En op die einde van die dag is dit baie keer, skep dit by ons 'n gevoel van ongemaklikheid, onnatuurlikheid. Partykeer is dit komies. Partykeer lag ek daaroor, ek dink is baie snaaks. Vandag sit daar, as ek teruggaan en sulke goedjies kyk, dan lag ek en dink ek, ons is ook nou maar stupid om die goed te kyk. Het julle al van 'n ou films gaan kyk en dink jy, is my kinders weet ek het dit gekyk, gaan hulle dink ek het 'n skroef los. Is dit so uit? Van julle het al besef? Ja man, yes, dan kyk ek en sê ek, daai tyd was dit 'n hit man, dit was 'n goeie film. Vandag wil ek my kinders wys en sê ek, hoorie nee, ek dink daar's fout, kom ons kyk iets anders. Want dan kry ek te skaam, nou hulle koppel my daaraan. Nee, so kom ons los dit eerder. So en dan voel dit vals, dit voel verwarrend en dit maak moeilik om die storie werklik te ervaar. Nou, in ons geloofslewe is dit ongelukkig presies dieselfde. Ons kom op dieselfde manier asof ons optree in 'n oorvertaalde film. Die skrip sê een ding, maar dit wat ons optree is 'n ander ding. Ons lewe wys iets anders as dit wat hier uitkom. Dit pas nie, die aksies pas nie so lekker by mekaar nie. Ek dink dit lyk partykeer soos ons videobeeld. Hy is so 'n sekond agter my. Kyk, daai man se hand is altyd agter. Hy moet bietjie bykom. So dit lyk so bietjie stadig. En so ek moet nou as ek my hand opsteek, moet ek hom stadig en dan moet ek hom bring. Kom, sak hom. Daar sê hy. Okay, so op die einde van die dag dan lyk dit so, daar's so 'n bietjie delay. Dis nie so heeltemal lekker saam nie. So jy sukkel om mooi te verstaan. Nou, as ons gaan kyk na die evangelie, is ons probleem dat dit wat ek sê, kom nie ooreen met die oorspronklike skrip wat God vir ons gestel het nie. En weet jy, soveel as wat ons kan smaal daaroor en lag, het dit verskillende gevoel wat dit gee. Dit gee baie keer 'n gevoel van valsheid. Dit gee 'n gevoel van teleurstellendheid. Dit gee 'n komisheid af laat die wêreld vir die kerk lag. Want wat ons sê en wat ons doen pas nie by mekaar nie. En ons maak onsself ongelukkig, belaglik, lagwekkend. Want hulle sê, hoe preek julle 'n ding, maar julle leef nie wat julle preek nie. As ons gaan na die wegspring van alles toe is die oorspronklike skrip wat ons moet gebruik, die woord van God. Die woord van die Here is vir ons gegee deur omtrent 40 skrywers oor 'n tydperk van 1600 jaar en daar's 'n deurlopende eenheid in die woord omdat die woord geïnspireerde woord van God is wat staan met profeseë wat vas staan met die kans dat dit 'n toeval is eintlik 0,0000000000000000001. So, op die einde van die dag, die profesie kom tot vervulling en al hierdie goed is 'n bewys dat die woord van God waar is en hy leef binne my. Nou moet ek die woord uitleef en dis waar die krisis kom. Die mond gaan en die stem kom nie lekker ooreen nie. Die Bybel is ons oorspronklike stem van God vir ons. Jesus is die perfekte vervulling daarvan. Jesus is die perfekte oorvertaling van die film, of die oordrag van die film. Ek wil nie sê oorvertaling nie, want hy is God, wat dit geen roof ag sê die woord van God, om hom gelyk te stel nie. Jesus het die skrip wat God gegee het, kom uitbeeld vir jou en vir my, in waarheid, in werklikheid, sodat ons dit kan ervaar. Amen. Is dit nie mooi nie? En deur dit het ons nederigheid, liefde, sagmoedigheid, selfbeheersing, al daai dele wat hy van praat, het ons gesien. Dit wat die woord van praat, het als deur sy lewe na vore gekom. Wow, want dit is die woord van God. As ons na hom kyk, dan sien ons God self. Johannes 1 vers 14. Ons sien God self en ons beleef God op 'n ander vlak. As ek jou vandag vra, leef jy nog volgens die oorspronklike teks of het jy jou eie weergawe van hierdie film begin? Leef ons nog volgens die oorspronklike skrip wat God gegee het, hoe dit moet wees, of het ek my eie vertaling begin? My eie weergawe. En ongelukkig kom ons en ons draai dit soos dit ons pas. En die hartseer saak is, die volgende generasie
gaan die Bybel ken en glo soos wat ons dit vir hulle gaan gee. Want as u jongetjies op skool het of enigsins te doen het met jongetjies op skool, sal u besef dat die grootste uitdaging vandag van alle jonges begripslees. En omdat begripslees 'n probleem is, gaan hulle die woord nie kan lees om die oorspronklike skrip uit te leef nie. So hulle gaan 'n Christus leef vir die volgende generasie wat hulle by jou sien wat jy nou leef. En jy moet vir jouself vra, Here, waar staan ek met dit? As ons verder gaan, dan wil ek vir jou sê ons kultuur, ons leefwyse, die sondige natuur in ons en alles, het ongelukkig ons oorvertaling so bietjie kom belemmer. Dit het dit so bietjie kom infiltreer en dit het dit laat begin lyk dat jy kan sien die lippe gaan, maar dit match nie so lekker op nie. Is goed genoeg as jy nie die ware skrip ken nie. Soos as jy nou net hierdie beeld gaan dophou, gaan dit 100% vir jou werk. Maar as jy hom gaan vergelyk met die ware Jakob, dan gaan jy die fout sien. Maar die kinders van die Here vergelyk dit nie meer met die waarheid nie, want ons het die waarheid uit iemand anders se mond uit. En dis ook hoekom die boek van Paulus vir my belangrik is, om weer terug te kom wat God sê, en nie wat iemand sê nie. Want die gevaarlikste ding is om te sê die kerk sê. Want die kerk is ondergeskik aan God. En ja, party mense kom, ja, maar juist die kerk. Dan wil ek vir jou vra, hoeveel stoele het jy binne? Het jy 'n konferensie, is al die varkies daar? Of het jy alleen huisdiens? So, in die beginsel van ons verteenwoordig die kerk, is jy reg, maar jy is nie julle kerkie. Want die woord sê Hebreërs 10:25 tot 27, moenie onderlinge byeenkomste nalat soos sommige gewoonte het nie, want sou ons dit nalat na toe tot die waarheid gekom en dan bly daar vir ons 'n toring gloed oor. So wat beteken dit? Ek moet by 'n kerk byeenkoms by mekaar kom sodat God met my kan deel. Amen. Kom ons gaan aan. Mense sê dikwels dinge klink reg. Dit lyk heel reg soos ek vir julle sê, as jy net daar dophou is dit eintlik heel oukei. Dis eintlik 'n oulike ou daai, ek moet hom ontmoet. Hoe is ek? In elk geval, maar ons leef ongelukkig met agendas. Ons leef met vrees, ons leef met trots, ons leef met oneerlikheid. Dit klink reg, maar dit voel verkeerd. Paulus waarsku, hy sê moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Moenie soos 'n sinkronisasie wees wat nie pas nie. Want ek wil vir julle sê, iemand wat fyn ingestel is, kan sien, dit sien nie. Die hartseer is, jy gaan baie mense in die wêreld vang met dit. Baie mense gaan val vir dit. Maar iemand wat fyn ingestel is, gaan sien hierdie goed sien nie. Hierdie goed kom nie ooreen nie. Amen. En ek wil hê jy moet dit vandag weet, volk van die Here, dat baie dinge stem nie ooreen nie, omdat ons die oorspronklike skrip bietjie weggeberg het en 'n opinie van my pa en my ma en my vorige pastoor en my vorige mense aanhaal en nie dit wat God gesê het ek moet aanhaal nie. As ons kyk na die laaste gedeelte waaroor ek wil praat, of die volgende gedeelte, is om getrou aan die evangelie te lewe. Om te lewe met God se hartklop in u en my lewe. Ek wil vir jou een ding sê vandag, God het ons nie geroep om perfekte akteurs te wees nie. Sê vir een langs jou, jy is nie geroep vir akteur nie. God het jou nie geroep om 'n perfekte akteur te wees nie, maar hy het jou geroep om 'n opregte navolger te wees. Die probleem is, as die kerk kan verander van akteurs na navolgers, dan sal die oorvertaling ook baie beter klink en dit sal sinkroniseer. God het ons geroep om laat sy gees in ons kom woon en my denke kan kom vernuwe deur sy Heilige Gees. Hy sê, want word vernuwe deur die Gees wat in julle woon. Wees nie soos die wêreld nie, want dit gaan nie sink nie. Dis die oomblik as jy inpas met die wêreld is jy uitpas met God.
Die wat in die weermag was, sal weet hoe dit is. Gaan kyk vandag na ons Defence Force, dan sal jy sien, jy gaan moeilik sien wat is inpas, jy gaan wel baie sien wat is uitpas. Maar vroeër as ons gedrill het, as daai arm opgaan, gaan almal se arms op. Nie vandag so houding en dit lyk of hulle een of ander jive doen nie. Vroeër het jy geloop soos een man. Ek het voorheen gehad, toe Samuel Swart, daai stadium die nuwe regiment Samuel geword het van die weermag daar by TDK in Voortrekker Hoogte, was ek 'n troepie gewees, ek het skaars my basies gedoen, en die man het baie van my gehou, en ek nogal van hom, want hy het gesien, ek het hom gesien as my rolmodel, ek wou so netjies soos hy wees. Jy gaan dit nie reg kry nie. Hy stort 2 keer 'n dag, hy trek 3 stelle skoonklere aan per dag. Hy's baie netjies, sy boots lyk so spiele. Dit lyk of jy 'n spieël kyk, so spieëls. Jy kyk en blink hy so, dan vang ek weer vanaand my boots, nee, dan sit ek dik polish op, en later kom die later. Yes, dan vang jy water en polish, en ek bou hom aan, maar ek sal hom nooit so syne kry nie, want syne is nou al jare so gemaak. In elk geval, en toe hulle hom kies, nie net as jy Samuel van ons eenheid waar ons was nie, maar oor die hele afdeling, en dis 'n groot situasie, 300 man is besig om daar saam te op te tree, saam met die band wat speel, en ons almal stap daar soos een man. Toe het ek die voorreg om die spulman te wees. Ek loop toe voor, is daar waar jy sê tree aan, en as jy kyk, ons al die ouens saam met jou, en ek lei daai 300 man en ons stap. Soos een man, as die regterhand opgaan, dan gaan almal se regterhande op. Ek weet julle sal nie weet hoe dit lyk, want jy sien dit nie meer nie. Maar glo vir my, die manne wat daar was sal weet, soos een man, het gee vir jou 'n ander tipe salwing, hoor. Jy kry hoendervleis vir eenheid wat daar is. Is dit so, mans, waai so 'n bietjie, die wat in die weermag was. Dis 'n lekker gevoel, man, is trots. En ons stap en ons is in pas, ons is in gelid, heeltyd die hele peloton is in gelid. En as ons so stap, was ons 'n trots vir die nasie. En die TV-kamera het afgeneem, en hulle het foto's en video's en alles geneem. Want dit was die trots van Suid-Afrika. Nou vandag stap hulle so, hulle lyk of hulle een of ander iets in het. En elke ou stap soos wat hy lus het, want daar is nie meer orde nie. En ek praat nou nie net omdat ek wil politiek praat nie, ek sê net vir julle, daar slapgeit. Kom ons, ek my woord nou baie mooi kies. Daar's 'n slapgeit oor ons nasie. En skies, dit begin in die kerk. Die kerk en die jong mense het slap geword. Daar's nie meer dissipline nie, daar's nie meer autoriteit en gesag nie. Want die orde is omvergegooi. Die beeld en die daad kom nie meer by mekaar nie. Ons is almal besig met China flicks. Ek vra vandag vir jou, is jy in pas met God of in pas met die wêreld? Want wanneer jy in pas is met die wêreld, ek wil vir jou sê, daar was 'n manier, moet eintlik een van die weermagmanne kry om dit te doen, want ek's bang ek gaan dit nooit reg kry nie. Maar was 'n manier gewees dat wanneer jy stap en jy drill, dan stap jy, en as jy uitgelidheid is met die ou langs jou, is daar 'n manier wat jy stap om hom in te haal, sodat jy direk teenoorgestelde saam met hulle kan stap. Ons almal kan op 'n sekere tyd van ons lewe uitpas wees. Ons almal kan 'n fout maak. Maar dit is tyd om daai treetjie te gee en weer in pas te kom. Dit is tyd vanmôre om te sê, ek gaan so 'n bietjie die sinking doen, sodat ek nie lyk soos 'n oorvertaalde film nie, maar laat ek lyk soos die ware Jakob. Ons is nie daar om God se woord te probeer uitbeeld vir die wêreld, deur akteur en aktriseskap nie. Ons is daar om deur die Heilige Gees vervul 'n lewe van navolgers te leef, wat outomaties sal sinkroniseer met die film van God. Want as jy weet wat God se plan vir jou is, as jy weet wat God se doel vir die kinders van die Here is, sal jy weet, hy soek die beste vir jou. Dit gaan maak dat ek besef, ek het nie nodig om soos die wêreld te wees, sodat die wêreld my kan aanvaar nie. Ek wil deur God aanvaar word. Hallelujah! You may have the whole wide world, but I'll take Jesus for mine. Ek en my huis, ons sal die Here dien.
Ons is nie bang om uit te staan om anders te wees nie. Dis een van die mooi waarhede wat hulle gesê het. Dit's niks om verkeerd as jy uitstaan en anders is nie. Maar dis iets wat hulle in die kerk moet gebruik ten goeie. Nou begin hulle katte raak en honde en allerlei vleermuise en goed. Hulle mis die storie. Dis nie hoe jy moet anders wees en trots wees nie. Begin te mel of doek dra. Is jy nie lekker nie? Jy moet anders wees om te sê, wêreld, ek sal nie soos julle wees nie. Ek is soos Jesus. Ek sal my lig laat skyn in 'n donker wêreld. Ek het nie 'n saak nie. Toe ek hier weer mag gesit ek op my bed en ek het my stilte tyd. Want jy kan nie op 'n ander plek gaan nie. Jy's maar almal saam in die kamer. Ons was so 12 ouens in 'n kamer, van die kamer 16, van die kamers bietjie minder. Hoe sit ek daar en ek bid en ek soek maar die Here want ek soek hom altyd. Hy's deel van my lewe. En gooi hulle my met goed terwyl verby my loop en hulle lag en spot. Maar toe die moeilikheid kom, het ek nie ge-worry om te bly wie ek is nie. Ek het nie omgegee om anders te wees nie. Want almal sê as jy weermag toe gaan, daar leer jy nou lekker vloek. En daar leer jy nou om lekker dors te raak. En daar trek jy uit ding, jy double clutch om. Jy maak so boggel soos jy omtrek. Ek het dit nie gaan leer nie. Ek het vir hulle gaan leer wie's my Jesus. Want ek was anders. Want die gees van hom wat Jesus uit die dode opwek, het binne my gewoon. En hy woon vandag nog in my. So dit is die mooi ding om anders te wees. Nie om weer te wees nie. En toe die moeilikheid kom en die weermag toe weer roep hulle. Hey, dominee, hy moet my insult nie. Ek's pastoor. Sê pastoor, kom hier so. Kan jy ons help nie? Hierdie man het moeilikheid, sy ouma is dood en hierdie een se meisie dit en die een se dat. En weet jy wat gebeur? Nie lank daarna nie, op Sondag hou ek diens vir die hele groep. Ons hele weermaggroep wat daar by mekaar was. Dit was nie net ons afdeling nie, daar was ander ouens by. Toe begin ek kerk hou. Want ek skaam my nie oor die evangelie, maar se krag van God tot redding vir elkeen wat daarin glo. Ek vra vir jou vanmôre, hoe lyk jou sinkronisasie met God? Is jy vanmôre in sink met hom? Dit wat uitkom, ek sien mense Jesus daardeur, of sê hulle, nee wag, hierdie oorspronklike skripkie, jy sien was in 'n ander taal, hierdie ding is oorvertaal. Weet jy wat is die probleem? Omdat die oorspronklike skrip is geskryf in 'n taal wat God behaag. En die vertaling en die oorvertaling wat ons vandag het, is in dit wat mense behaag. Jy kan dit nie bymekaar bring nie, want hulle sê ander woorde. En die woorde verloor hulle krag en hulle betekenis. Maar vanmôre sluit ek daarmee en ek vra vir elkeen wat hier is. Wie wil vanmôre saam met my kom en sê, Here, ek wil weer in sien kom met U. Ek wil vanmôre hê dat die Gees van Jesus Christus in my sal woon. En laat dit wat uit my uitkom sal wees wat God se woord weerspieël, sodat ek Christus kan wees vir die tyd van vandag. Jy weet jy's geroep. Jesus het dit self aan toe hulle hom aangekla het. Toe hy gesê het hy's God, toe kla hom aan. Hy het gesê hy's 'n God, toe sê hy maar sê julle wet nie self. Interessant hoe hy verwys het na julle wet, nê. Nie ons wet nie, julle wet. Sê julle wet nie self dat julle sal gode seuns wees nie. Wanneer die Gees van God deur jou werk en deur jou woon, het God jou geroep, met respek gesê, as 'n God vir die wêreld. As 'n koning, as 'n ambassadeur vir die wêreld. Nie 'n God om aanbid te word nie, asseblief, verstaan my reg. Jy's geroep as Christus in 2025. Christus het ons kom wys hoe om dit te doen, sodat ons dit vandag kan wees. Ja, ons is mens, ons maak fout. Dan doen ek 'n aanpassing in my stap en ek gaan aan. Ek vra vanmôre vir jou, wil jy nie vanmôre net weer 'n aanpassing doen en sê, Here, ek doen die aanpassing, ek wil aangaan nie. As jy vanmôre hier is en jy voel, Here, ek wil 'n verandering maak, ek kan nie meer so aangaan nie. Ek het my way gegaan, ek het gedink ek doen dit, want, ag, wat maak dit saak, almal doen dit. As almal gaan brand, wil ek nie saam brand nie. As almal hel toe gaan, ek wil nie hel toe gaan nie. As almal verlore gaan, ek wil nie verlore gaan nie. Ek het Jesus in my lewe nodig. As jy vanmôre saam met my voel, Here, ek het U nodig.
Ek wil nie verlore gaan, ek wil seker maak, ek sien met U. Ek wil seker maak, die Gees van God is in my lewe. Ek wil seker maak, ek volg die oorspronklike skrif wat die woord van God is ingegee en hy's daar tot lering, weerlegging, teregwysing en onderwysing in God se woord volgens Timoteus. Vra ek vir jou, as jy saam met my glo vanmôre en sê, Here, ek wil sien, staan dalk op jou voete. Laat ons 'n gebed doen vanmôre en sê, Here, begin by my. Begin vanmôre by my, Here. Ek wil sink vanmôre, Here, ek wil in pas kom met U. Here, ek het agtergekom, ek loop en dit lyk reg. En as die kamera net op my is dit perfek, is gefokus, dit lyk goed. Maar as ek dit saam met die ander bring, Here, is ek besig om te gel, is ek besig om in gelid te wees, of is ek nie in gelid nie? Is ek in pas, of is ek uit pas uit? Vanmôre, Vader, vra ek, elkeen van ons vanmôre wat hier staan, elkeen wat live na hierdie boodskap kyk en luister, as jy vanmôre voel, jy's dalk nie in pas soos jy moet wees nie, wil ek vir jou vra, kom in die Gees en gee daai stamp van die voet, en sê, Here, ek kom vanmôre in pas met die woord, ek kom vanmôre in gelid, want ek wil Jesus volg. Ek wil as ambassadeur van Christus optree. Halleluja. Ek wil nie vanmôre vervalsing wees nie. Ek wil nie, Here, 'n voorstelling wees van iets wat eg was nie. Ons wil vanmôre die egte produk wees. Ons wil vanmôre die waarheid wees. Ons wil vanmôre U salwing hê in ons lewens, Here, want ons wil nie 'n tweedans ervaar nie. Ons wil dit opnuut ervaar. Halleluja. Here, vanmôre is my gebed dat die elkeen wat in hierdie gebou is, dat vanmôre vra, Here, help my. Sal help dat ons as woord en waarheid bediening, dat ons in lyn sal kom met God se woord, in pas met die Heilige Gees. Al beteken dit ons is uit pas met die wêreld. Al beteken dit ek verloor vriende, al beteken dit ek verloor familie, al beteken dit ek is nie altyd ewe gewild by mense nie. Ek is nie geroep om gewild te wees nie. Ek is geroep om gehoorsaam te wees. Ek bid vanmôre, Vader, salf hierdie woord. Seën hierdie woord en bring ons. Begin by my. Here, want ek is vanmôre geroep deur U as die spulman van hierdie gemeente. En Here, wanneer ek uit pas uitloop, gaan almal dalk saam met my uit pas uitloop. Menigte predikers is uit pas vanmôre met God se woord. En hulle sal rekenskap gee vir die volk wat hulle verkeerlik volg. Here, ek bid, begin by my, help my, dat ek Jacques Potgieter in lyn met God se woord sal wandel, in lyn deurdronge deur die salwing van die Heilige Gees, en dat my lewe sal wees 'n spieelbeeld van U. 'n welaangename offer vir U. Here, ek bid dit vanmôre. Help ons, Vader. Wees ons genadig. En wanneer ons uit pas uitraak, dat ons hy voet sal inskop en weer in pas sal kom met U. Want dis 'n oomblik wat ek my voet moet inskop. 'n Oomblik wat ek 'n klein breekie moet vat. Want daardie breekie bring my in pas met God. Partykeer is dit nodig om bietjie stil te raak, sodat ek net weer in lyn kom met die woord van die Here, sodat ek nie sal optree as 'n oorvertaalde film nie, maar as 'n ware verhaal wat God verheerlik. Seën nou elkeen, Vader, salf elkeen in die wonderlike naam van Jesus Christus, en die volk van die Here sê, Amen en Amen. Kom ons gee die Here eer. Amen.